Net voordat ons vanoggend oopmaak, ek wil net vir Tannie Loksie en oom Cassie baie dankie sê vir julle moeite weer eens. Is dit? Okay. Vir julle moeite altyd met die Moedersdag en ook met Vadersdag en elke een se verjaarsdag. Baie dankie daarvoor. Mag die Here julle ook seën in dit wat julle doen vir die kerk. Julle kan dan asseblief my vanoggend oopmaak by Hebreërs 13 vers 1 tot 3. Hebreërs 13 vers 1 tot 3, asseblief. Die wat miskien vanoggend hier op kuier en miskien nie 'n Bybel by hulle het nie, maar wat wil saam lees, hier is baie Bybels in die rakke hier in die kerk, julle is meer as welkom om dit ook te gebruik. Hebreërs 13 vers 1 tot 3. Net voordat ons lees, kom ons sluit net die oë en dan nader ons ook die Here. Vader, waar ons nou as die kinders by die voete kom sit, liewe Heer, en Vader, met groot vrymoedigheid die genade troon nader. Vader, mag die Gees vanoggend ons harte vul met blydskap, met vreugde, met hoop. Maar Vader, mag U ook ons harte oopmaak vir U waarheid. Vader, so baie gebeur dit dat ons U waarhede hoor, maar dit word nie deel van ons harte nie. En Vader, sodoende vra ek vanoggend, mag die ware leermeester, U Gees, dit deel maak van ons. Mag dit ons suiwer, vernuwe, herskep en verander. En waar vanoggend se boodskap miskien heel eenvoudig is, liewe Heer. Vader, mag dit ons motiveer, vermaan en bemoedig om te verander. Vader, mag ons besef dat ons geroep word om anderster te leef. Dat ons juis in hierdie wêreld moet leef met U liefde, sodat die gebroke wêreld dit kan raak sien. En sodoende vra ek, liewe Heer, Vader, mag U die vrug in ons kweek. Mag ons werklik die lig in die donkerte word. En Vader, sodoende vra ek dan maar net ook, mag U vanoggend my gebroke woordeskat, my sondigheid en gebrokenheid op sy sit, en mag U woord, U waarheid en U weë verkondig word. Ons vra al hierdie dinge in U heilige naam. Amen. So as ons lees vanoggend uit Hebreërs 13 vers 1 tot 3, lees ek weer eens uit die 33 tot die 53 vertaling, en die opskrif sê vir ons, verskillende voorskrifte. Vers 1, die broederliefde moet bly, vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige sonder om dit te weet, engele as gaste geherberg. Dink aan die gevangenes asof julle medegevangenes is, en aan die wat mishandeld word, as mense wat self ook 'n liggaam het. Net tot sover, asseblief. Nou soos wat julle weet, is ons tans besig met hierdie reeks wat handel oor die boek van Hebreërs, en ek weet nie van julle nie, maar dit was my sover 'n baie geseënde tydperk om saam met julle deur te werk en ook sodoende die waarhede daar binne deel te maak van ons harte. En vanoggend trek ons sodoende by preek 8 en ons begin eintlik met 'n nuwe hoofstuk, met 'n nuwe tema wat handel oor Christelike pligte. Nou die hele boek van Hebreërs handel eintlik oor wie is Christus werklik? Daar's baie unieke waarhede daarin wat ons nie vind in ander gedeeltes van die woord nie. Ons het gekyk na Christus as redder, as Christus as sleutel tot die rus van die Here, Christus as hoëpriester. Maar nou kom die skrywer in hoofstuk 13 en ons gaan vir die volgende paar Sondae na hierdie plig te kyk en hy roteer die fokus van Christus af en hy bou eintlik op die fondasie wat hy in die vorige 12 hoofstukke vir ons gegee het en hy sê eintlik maar hierdie is nou wat julle moet doen. Hierdie is nou wat julle as weergebore gelowiges wat die ewige redding verkry het, die is wat julle moet doen. En ons gaan vanoggend sien dat die skrywer eintlik in die eerste 3 verse fokus op die interne liefde wat daar in 'n kerk moet wees. Interne liefde wat daar in die globale liggaam van Christus moet wees.
Maar voordat ons dan vanoggend na ons hoofteks gedeelte kyk, wil ek eers so 'n bietjie saam met julle deur die boek van Hebreërs gaan en ook saam met julle deel die wandel wat ons al saam gehad het deur die boek en wat die skrywer vir ons geleer het. So as ons na die boek kyk, het ons eerstens gesien dat Jesus is beter, 'n beter redder en verlosser as Moses. Hy is die ewige redder en die ewige verlosser, waar hy vir Christus vergelyk het met Moses, en ons moet die konteks verstaan van die boek. Die boek word geskryf aan die Jode, en die Jode het baie keer hulle voorouers, voorvaders verafgod op 'n stadium, want Moses is omtrent hoër amper in party van hulle se oë as sekere aspekte van die ewige woord. En die skrywer kom en breek vir Moses eintlik af en sê, maar almal wat vir Moses gevolg het, het gesterf in daai woestyn. Nie een van hulle wat uit Egipte uitgekom het, daai generasie, het eintlik in die rus van die Here in die beloofde land ingegaan. Maar dan kom die skrywer in teenstryd en sê, maar Christus, almal wat redding in hom verkry, wat aan hom vashou, wat hom volg, kry 'n ewige rus by die Vader, en dit sal nie weggeneem word nie. En sodoende het die skrywer toe aanbeweeg en gesê, maar Christus is tot hoër as die engele. Want ons moet weer eens die konteks verstaan dat die Jode gesien vir Christus, party van hulle het vir Christus gesien in die lig as miskien 'n hoofengel. Want in die Ou Testament het God oor en oor engele gebruik om met die mensdom te kom gesels, met sy volk te kom gesels, en ook om hulle te beskerm, vir hulle te veg, en ook sodoende baie keer boodskappe te bring. Maar die skrywer maak dit vas dat Christus hoër is as hulle, en hy is juis die seun van God. Nie vir een van die ander engele het hy ooit gesê, jy is my seun nie. En toe gaan die skrywer aan en sê, Christus is die ware hoëpriester, die ewige hoëpriester, en ek weet dit is 'n konsep, ons het, toe ons daaroor gepreek het, baie daarop gehamer dat dit 'n woord is wat ons baie hoor, maar seldom verstaan. En dat Christus tans by die Vader is, en juis omrede hy opgevaar het in die hemel in, kon hy die hoëpriesterskap verkry het, en dat hy nou deel vorm van 'n ewige priesterdom, deel van die orde van Melchisedek. En die skrywer maak dit duidelik dat dit beter is as die orde wat hier op aarde was, die Levitiese een. En dan gaan die skrywer aan in die boek van Hebreërs en hy spreek eintlik oor die ware tabernakel. Nou vir die wat miskien nie by die Bybelstudies was nie, dit is die plek waar hulle die offers gemaak het, waar die ark ingestaan het, waar God se teenwoordigheid was op aarde, waar die Lewiete as priesters in die Ou Testament een keer 'n jaar 'n offer gemaak het tot die vergifnis van die onwetende sonde, en ook sodoende daagliks in die tempel ook gewerk het. Maar die skrywer kom en hy sê, dit was maar net 'n skaduwee van die ware wat tans in die hemel is. En toe die skrywer aangegaan en gesê, Christus is die sleutel tot die rus van die Here. En ons het daaroor gepraat en eintlik verwys na wat beteken hierdie rus. Dat ons eendag 'n status van rus sal verkry. Ons gaan nie na 'n plek van rus toe. En die verskil is, as ek nou vanaand by Tannie Loksiele opdaag en hulle is al in die bed en hulle slaap al. As ek in hulle kamer instap, eerstens hulle gaan baie kwaad wees vir my. Maar dit beteken nie as hulle in 'n plek is van rus waar hulle rus vind, dat ek rus vind daar nie. Maar dat in Christus verkry ons 'n status van rus, omrede ons in God se rus inbeweeg. En dat daar 'n groot verskil is tussen die twee. En toe die skrywer aanbeweeg, en ek dink dit is so belangrik. Hy het gesê dat Christus is ons waarborg tot die ewige. Dat God met beloftes dinge aan die Ou Testamentiese mense en in die ou verbond met hulle gedeel het. Maar God het hierdie nuwe ewigheid nie net met 'n belofte aan ons gegee nie, maar hy het ook 'n eed afgelê daarop. 'n Eed wat op hom geplaas is, want jy plaas altyd 'n eed en 'n belofte op een wat hoor as jy is. En daar is niemand hoor as God nie, en hy het dit eintlik op sy eie wese geplaas, dat hierdie is 'n waarborg vir julle. En sodoende kom ons dan by ons hoofteksgedeelte uit, en ek lees dit net weer vir julle. Dis heel eenvoudig en heel kort, dit sê, die broederliefde moet bly, vergeet die gasvryheid nie,
want daardeur het sommige sonder om dit te weet, engele as gaste geherberg. Dink aan die gevangenes asof jy mede-gevangenes is, en aan die wat mishandeld word, as mense wat self ook 'n liggaam het. So ons kan eerstens sê, nou kom die skrywe en sê, omrede Christus al hierdie dinge alreeds bewerkstellig het vir julle, alreeds vir julle gedoen het, intree by die Vader vir julle as middelaar, asseblief volhard in hierdie volgende aspekte. En die skrywer begin met die fondasie van ons geloof. En hy sê, die broederliefde moet bly. Nou mense, in hierdie konteks kan ons sê dat elke ding waartoe ons geroep word, moet ons uitleef op hierdie aarde uit liefde uit. Ons word gered uit liefde uit. Ons wandel in liefde saam met die Vader, saam met die Gees en die Seun, en ons moet wandel. Sorry julle. Daar is hy weer aan. En ons moet wandel saam met mekaar in hierdie liefde. En as juist hierdie liefde wat 'n magneet gaan wees vir die gebroke wêreld in ons tyd hier op aarde. Maar dan kan ons ook sê, so eenvoudig soos wat dit is om hierdie liefde en hierdie vers te verstaan, om die broederliefde in dit te bly, is dit net so moeilik om dit werklik uit te voer. En nou moet ons verstaan, die konteks van die eerste 3 verse is intern. Dit verwys na die liggaam van Christus. Hy praat nie nou van buitekant nie, ons gaan by die volgende Sondag of volgende week daarby uitkom, soos die skrywer aangesels, maar hy praat nou eers oor die liggaam en hy sê, die broederlike liefde moet daar bly. Nou, 'n gedeelte wat hierdie broederlike liefde vir my baie mooi verduidelik en hoe om dit toe te pas, is 1 Johannes 3, vers 16 tot 24, wat hierdie broederlike liefde verduidelik. En vers 16 sê, hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. Maar wie die goed van die wêreld het, en sy broeders sien gebrek ly, en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? My kinders, laat ons nie lief hê met woord of met tong nie, maar met die daad en in waarheid. En hieraan weet ons, dat ons uit die waarheid is, en ons sal ons harte voor hom gerus stel, want as ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart, en hy weet alles. Geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God. En wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor hom. En dit is sy gebod, dat ons in die naam van sy Seun, Jesus Christus, moet glo en mekaar lief hê soos hy ons 'n gebod gegee het. En hy wat sy gebooie bewaar, bly in hom, en hy in hom. En hieraan weet ons, dat hy in ons bly, aan die Gees wat hy ons gegee het. Net tot sover. Nou die skrywer van 1 Johannes kom in vers 16 en 17 en praat oor die liefde wat behoort is om in die kraal te wees. In hierdie kraal by Springs, in Brakpan, en in die liggaam van die globale liggaam van Jesus Christus. En hy sê, ons het 'n liefde geleer ken deur Christus wat sy lewe vir ons gegee het. En juist daai liefde wat ons geleer het, moet ons toon aan mekaar, en ons is behoort om te sterf vir ons boeties en sissies in die kerk. In sekere aspekte, miskien nie altyd met ons lewens nie, maar partykeer in ons besige skedule, partykeer in tyd, partykeer deur uit te reik na iemand toe, om te ry na hulle toe, partykeer vat dit 'n vereising van bietjie finansies om by hulle uit te kom. Maar mense, so eenvoudig soos wat dit klink, weet julle tans, as ek vir julle moet vra, dis nie altyd 'n realiteit en 'n waarheid in ons lewens nie. En onthou, hy praat nie nou van die ou wat jou sleg behandel het by die werk nie, hy praat van die kerk self, die mense wat vanoggend hier sit. Nou wat behels dit? Vers 17 verduidelik eintlik vir ons en is die sleutel van wat dit beteken om hierdie, kom ons sê, opofferende liefde te toon in die gemeente. En dit sê vir ons, dit handel oor die hart.
Mense, ons is behoort om volgens vers 17 ons harte oop te maak teenoor mekaar. En wat sê die skrywer vir ons? Ons moet ons harte oopmaak as ons iemand in die gemeente sien wat ly miskien finansiëel, fisies, emosioneel en geestelik. Maar wat sê die teenoorgestelde ook vir ons, hoekom ons dit nie doen nie? En die skrywer sê ons harte is gesluit vir hulle. Is dit nie waar dat as 'n mens op hierdie aarde iets wil doen, sal hulle dit doen nie? Hoeveel van die wêreldse mense daar buite, juis omrede hulle doen wat die vlees wil hê, hulle moet doen, en as hulle dit doen, is hulle sondig. Maar juis in die kerk kan ons nie sê dat ons sterf vir mekaar as ons harte gesluit is vir mekaar nie. En die vraag is dan maar, hoe lyk ons harte? Want elke Sondag oor en oor sing ons liedere op hierdie bord en sê, U is my kern, U is my middelpunt, ek sal my lewe af lê vir U. Julle weet wat se woorde ons spreek as ons liedere sing en as ons bid. Maar my vraag is, hoeveel keer is dit 'n realiteit? Hoeveel keer is daai woorde werklik gebaseer op waarhede wat tans in jou lewe plaasvind? Want ek weet, as ek my eie hart moet ondersoek, is daar baie keer wat ek ook my eie hart sluit vir baie mense. En waarvan praat die skrywer eintlik? Hy praat van die verharding van die hart. Ons harte word gesluit teenoor mekaar omrede ons al seer gekry het. Omrede ons al in die kerk, buite die kerk seer gekry het. En dan wat doen ons? Ons bou hierdie mure op teenoor die mensdom, en eintlik tegnies gesproke sê die woord teenoor God ook. Omrede ons onsself wil beskerm. Vers 18 tot 19 beweeg dan aan en verduidelik dan aan ons hoe hierdie liefde moet lyk. Dit moet nie net met woord en met tong wees nie, want hoeveel keer as iemand swaar kry in die gemeente, dan as ons hier by mekaar kom op Sondag en sê ons sterkte, ons bid vir jou, en dis al wat ons doen. En ek sê nie in gebed is daar nie krag nie, maar juis het jy miskien die vermoë om uit te reik na daai persoon om hom te help. Soos wat ek sê het, fisies, finansiëel, geestelik, emosioneel. Partykeer, hoeveel mense in ons gemeente is nie alleen nie? Hoeveel keer reik ons uit na die wat alleen is? Die wat bietjie bemoediging kort, want dit gaan swaar by die werk. Hoeveel keer sit ons daai tyd uit vir hulle? En wat vir my baie keer interessant is, en wat eintlik snaaks is, hoekom ons dit nie snap nie. En ek weet, ek is baie hard partykeer op myself ook in hierdie aspek. Besef ons dat die familie wat hier sit vandag, in die vlees, nie 'n ewigheidswaarde dra nie, maar die familie wat hier sit in die gees, dra 'n ewigheidswaarde. Is dit nie waar nie? Dat ons wat hier sit, wat weergebore is, sal boeties en sissies wees tot in alle ewigheid. Ek wonder partykeer, en ek weet hierdie is miskien my eie denke, as ek daar in die hemel kom, en ek sien iemand wat ek eintlik hier op aarde soveel keer kon bemoedig het, soveel keer my hand uitgesteek het om hulle net te help, bietjie by hulle te gaan kuier, te hoor hoe dit gaan, en hulle is ook daar eintlik die skaamte wat ek partykeer sal voel, as ek hulle daarbo ook sien. So bietjie wegkruip vir hulle vir 'n ewigheid, nee, as ek dit so kan stel in eenvoud. Maar mense, ons skiet kort in hierdie, en ek weet ons gaan nooit perfek wees nie. Maar ek weet juis as ek vir julle kyk, meeste van ons harte is gesluit. Meeste van ons sukkel met dinge omrede ons seer gekry het. Maar ons kan nie langer net met 'n mooi woordjie en sê ek gaan vir jou bid voortgaan in hierdie wêreld nie. Ons moet op 'n tasbare fisiese manier liefde toon. En asseblief moet dit nie tot die ekstreem me vlak vat van om mekaar met die heilige kus te soen nie, soos die Bybel sê ons moet nie. Ek weet dis party van ons wat baie daarvan hou. Ek is een van hulle, nee, ek speel. Maar mense, kan ons nie net verby daai punt kom om net begin liefde te toon aan mekaar nie. Ek weet nie van julle nie, maar toe ek ook in die wêreld daar buite gewerk het, dit is een van die aspekte wat jy nie vind in die werksplek nie. Jy sal as iemand vir jou omgee in die werksplek in die wêreld daar buite,
Hulle gee net vir jou omrede hulle weet hulle kan jou gebruik in die besigheid. Is dit nie waar? Jy's 'n asset soos die Engels sal sê, jy's 'n bate. En dis hoekom jy het waarde. Sodra jy jou waarde verloor en jy kan nie meer doen wat jy gedoen het nie, wat doen hulle met jou? Stoot jou uit. Dis nie ware liefde nie. Maar juis hier is dit behoort om anderster te wees. Dit maak my hart bly as ons gemeentelede in die hospitaal is en ek hoor hoeveel ander gemeentelede gaan kuier vir hulle. Want dit is nie net die dominee se plig nie. Ons is same liggaam van Jesus Christus. En die skrywer maak dan eintlik 'n sterk stelling en sê vir ons, omrede dit 'n hartsaak is, as ons nie hierdie gebod gaan nakom nie, sal ons harte eendag veroordeel word. En hy sê, as jou hart jou al reeds veroordeel, reageer op dit, want die een wat die harte ken is nog hoër en meer as die hart, en hy sal hom nog erger veroordeel eendag. Want mense, as ons nie die liefde het nie, het ons nie vir Christus nie. Dis die punt wat ons moet begin besef. Nou, ek wil graag 'n storie met julle deel. Nou, ek glo hierdie is waar van elke persoon wat hierso sit, oud en jong, toe julle kinders was, en ook ouers wat hierso is vanoggend en oupas en oumas. Nou, julle weet, toe jy klein was, en ek dink nou aan jou kinders toe hulle klein was, 'n kind het 'n baie simplistiese manier om te dink. Nou, ek onthou altyd toe ek op skool was, ek was altyd die maatjie wat die afvlerk maatjies gehad het en hulle huis toe gebring het. Gewoonlik was hulle langer as 2 meter en hulle baie geëet. My pa was nie altyd baie happy daaroor as hy by die huis kom en al 60 eiers wat opgeëet is in een middag nie. Maar my denke was, my vriend is honger, ons het kos. Dis baie simplisties. Nou weet julle wat, ek weet in vandag se terme waar dit moeilik is om finansiëel sterker te word by die huis en daai goedjies, is dit baie keer moeilik. Maar in daai simplistiese manier van denke, dink ek lê daar 'n groot waarheid in die kerk. As jy iemand sien wat iets nodig het en ek kan help. As jy sien iemand ly en jy kan miskien nie help nie, reik uit na ander in die kerk sodat 'n groep kan help. Is dit nie waantoe ons geroep word? Want ek dink baie keer ons oorkompliseer dit. En dan begin ons hierdie mure bou ook en strukture bou in die kerk van die ene kan dit kry, daai ene mag nie dit kry nie, die ene kry dit, daai ene kry dit nie. En ons beweeg in hierdie wêreldse stelsel in waar ons eintlik sê, ons het nou hierdie struktuur in plek en as jy nie onder hierdie struktuur val nie, gaan ons jou nie help nie. En ek weet daar is groot waarheid en wysheid betrokke met baie van hierdie strukture ook. Maar ek dink baie keer oorkompliseer ons dit. Dan gaan ons huis toe, dan hanteer ons die dinge by die huis dieselfde. Die skrywer beweeg dan aan in ons hoofteksgedeelte na vers 2 toe, wat sê, vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige, sonder om dit te weet, engele as gaste geherberg. Nou net voordat ons by hierdie gasvryheidselement kom, wil ek net met julle deel, laasweek vra iemand in Brakpan vir my, maar Pieter, hoe weet ons dat die kerk gesond raak in hierdie aspek van gee? En toe dink ek so rukkie en ek sê vir hom, wanneer ons hulle moet stop om te sê, julle gee nou genoeg. Dink wat 'n vreugde en hoe awesome sal dit nie wees, sorry vir die Engelse woord, as ons mense in die kerk moet stop om te sê, hoor, ons het genoeg, dit is reg. Ons hoef nie nou nog in te samel vir hierdie nie. As ons daardie in oorvloed kry om mekaar te bedien daarmee, dink tog net daaraan. Tot die gawes wat jy verkry, sê die woord, verkry jy om jou broers en jou susters te bedien. Dis nie joune wat jy kan gebruik net vir jou eie glorie en opbouing van jou eie ego nie. Dit moet gebruik word nie net tot die uitbreiding van die liggaam nie, maar ook tot die bediening van die liggaam. En dit bring ons dan by gasvryheid en hierdie is baie keer 'n moeilike gedeelte. Gewoonlik ook want ons misinterpreteer gasvryheid ook baie keer. Nou die konteks van die Nuwe Testament, as dit praat van om iemand te huisves, dink ons baie keer, hoe kan ek dit doen? Ek ken nie daai persoon nie. My werk is ook om my familie te beskerm
en ek weet nie wat se dinge hulle by my huis gaan aanjaag nie, en dan as iemand kom oorswap, julle weet hoe ons, dan vat ons alles wat ornamentjies wat 'n paar rand is, ons steek dit in laai weg, en sluit daai laai, en dan, sodra hulle uit is, dan haal ons dit weer uit, en want ons ken nie die mense, maar die konteks eintlik van die Nuwe Testament, as dit praat van gasvryheid, praat dit oor gasvryheid teenoor die liggaam van die Here Jesus Christus. Dit verwys na om jou huis oop te maak vir 'n sendeling wat miskien hiernatoe kom. Om jou huis oop te maak vir iemand wat die werk van die koninkryk hier kom doen en nie 'n huisvesting het nie. En dan sê die skrywer ook in vers 2, want daardeur het sommige sonder om dit te weet engele as gaste geherberg. En hy verwys eintlik terug na Genesis 18 toe in die verhaal van Abraham en Genesis 19 in die verhaal van Lot, waar hulle hierdie mans het na hulle toe gekom en hulle het hulle gehuisves en toe op die ou ende was dit engele. Maar in vandag se konteks glo ons nie dat dit nou so gaan gebeur nie. Maar die skrywer verwys na dit was boodskappers van God. Mense wat entiteite of engele wat die werk kom doen het, God se woord oorgedra het. En in ons konteks kan ons sê medegelowiges, predikante, sendelinge, evangeliste, om hulle 'n huisvesting te gee. En wat so amazing is, 3 Johannes 1 vers 8 sê vir ons, wanneer iemand hulle huis oopmaak, want onthou, die woord roep ons tot hierdie. En gasvryheid is ook eintlik maar 'n gawe wat die Here in ons hart geplaas. Dis 'n bediening ons eie. Sê dat wanneer jy jou deure oopmaak vir iemand wat die werk van die kerk van die Here kom doen, jy deel aan hulle arbeid. Hoor wat ek sê, 3 Johannes 1 vers 8. Ons behoort dan sulke mense goed te ontvang, sodat ons mede-arbeiders van die waarheid kan word. Weet jy hoe amazing is dit? Het ek miskien die gawe van prediking of van lering, as ek my huis oopmaak en daai ou gaan doen sy bediening daar in die gemeenskap, ek deel in. Wys dit nie na die mooi prentjie van die liggaam van die Here Jesus Christus. 2 Johannes 1 vers 10 tot 3, hierdan kan ons ook 'n riglyn vir wie ons nie moet toelaat in ons huis nie. En dit baie streng in die konteks van die Paulse leraar. En dit sê, as iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis en groet hom nie, want die een wat hom groet is gemeenskap aan sy grote werk. Nou waarna hierdie verwys is, elke een van julle wysheid en onderskeiding. Hierdie verwys na as iemand die kerk of die bediening misbruik tot eie gewin. Nee? Iemand wat kom preek, maar wat preek soos die volgende. Christus is die sleutel, maar net as jy vir my luister, kan jy hom verkry. Daai tipe klas van mense moet jy nie in jou huis 'n plekkie gee om te slaap, want die skrywer sê dan is jy deel aan sy grote werk. Maar ek glo in vandag se konteks, die mense wat ons in help is onsself omring, is gewone mense in die kerk. My vraag is weer eens, hoe lyk ons hart in die Here? Sal ons mense in ons huis toelaat, met 'n bedjie om te slaap, kos om te eet, sodat hulle kan voortgaan met die werk van die Here? Net dan ons dan uit punt 3 uit, of vers 3. Dink aan die gevangenes, asof hulle mede-gevangenes, na die wat mishandeld word, as mense wat self ook in hulle gaan. Nou weer eens is die konteks baie belangrik in die vers. Dit praat oor gelowiges wat vervolg word, wat in die tronk gegooi is. Nou hierdie is my baie belangrik. Wanneer laat het ons gebid om boeties en sissies oorseer, wat werklik vervolg? Wanneer laat ons dit deel van jou gebed speel, want dit is deel van die liggaam van die Here Jesus Christus. Ons het laas Sondag gesê, dat besef ons dat die laaste 100 jaar meer Christene vervolg is, as in die vorige 1900 jaar wat voor dit plaasvind bestaan. Ons lewe in die mees gevaarlikste tyd van die Christelike geloof ooit gesien. Dit is om te sê, ons kan nou miskien sê dat dit te doen het in die Tweede Wêreldoorlog en die Eerste Wêreldoorlog plaasgevind het. En eintlik die statistiek toon vir ons dat dit tans in Asië gebeur, in China, in Korea, dat die mense daagliks hulle lewens verloor en leer hulle tot
gebou in die moderne kerk, dat elke kerk hier in die koninkryk op hulle eie. En as dit nie alright kan, dan baie miskien wat enigiemand daar buite. Almal voor ons bid is 'n interne finansies, as ons die goedjies van betaal nou en dan die nuwe speaker koop en die dominee kan sy bonus kry om seker te gaan, dan is almal happy. Maar mense gaan soveel meer in sy raak. Is ons denke en ons harte nog gerig op ons boeties en sissies wat vermoor sonder koste, kinders wat hulle ouers verloor het en wat tans in strate rondwandel in een of ander land waar 'n oorlog is, wat vanaand huil want hulle is alleen en hulle pappa en mamma hulle lewe verloor het met hulle aan Jesus Christus. En ons denke daar. En Bloemfontein het ons op stadium weer geopende deure dan vir 'n so hele lys bring van kinders wat hulle ouers verloor het om deur hulle Christene is. Maar vele keer dan is soos Gabriel of wat ook al, dan is daar goed met 'n naam en wie hy is, waar hy kan wys, en dan gee hulle dit aan elke persoon in die gemeente, en dan vra hulle vir jou, vir die volgende jaar, waar jy moet bereid. En weet jy wat vir my doen? Daai persoon, baie mense gaan nie nooit ontmoet nie. En die daaglik mense daagliks op en neer. Wat ook het doen? Dit maak nie deel van dit. Mense, is ons harte nog gerig op die dinge rond die Here ons doen. Die woord sê van die hart is die oorsprong van alle lewe. En die hart is in elk geval die oorsprong van alle dinge in jou lewe. Wat word tans daar binne geplant? Wat kom deur jou oë en deur jou ore? Dit is die woord, die waarheid en die liefde, is dit die wêreldse dinge daar buite. Hoeveel van ons mans en vrouens sukkel nie is byvoorbeeld aggressiwiteit. Maar dan sê ons baie keer, ek weet ook, dit is 'n hennende, né? Al die hennende mans wat baie kwaai ouens, so kan ons elke man nie dit, né? Daar is 'n koördineer, 'n showfee, dis die Engels woord. Ek jy hoe is dit daar? Maar die liefde nie. Ek jy hoe is dit daar van ons wortels wat geskied het, wat slegte vrugte het. Ons praat van wedergeboorte, 'n verandering van die persoon. Dis 'n nuwe identiteit, 'n nuwe persoon. En tog glo ek ook die dinge van ouens te werk. Dit is waar nie. Maar die vraag is presies, ons kan nie meer met hierdie lou, eenvoudige Christendom voortgaan in hierdie wêreld nie. Tans in ons eie land word daar al meer wetgewing gerig om so Christendom te onderdruk. En dit is so erger al, want mense kan nie storie met 'n platform waar ons sekerlik ook vervolg gaan word. Maar my vraag is dan, dink jy as die kerk vandag op 'n dramatiese manier vervolg, dat die mense dat geloof van hou? En ek dink ons sit met die probleem dat al het ons weergebore geloof, ons baie kinders. My gebed is werklik vanoggend en dit is waarom ek ook so afsluit vanoggend. Dit was 'n eenvoudige preek. Maar in die eenvoud word soveel tekortskiet in my eie lewe. Mag ons tot in die Here nader en sê, Here, verander my. As daar mense is wat my hart verhard het, mag ons na die Here toe gaan en vir ons vra, Here, help my om hierdie persoon te vergewe. Help my om weg te beweeg van die ou Pieter, van die ou ek. Help my om met 'n hart te gee wat wil gee, wat omgee. En dit is waar ons moet begin. Dis by die verandering van die hart, die versagting van die hart. Ons sluit die oog en dan bid ons. Vader, waar ons nou eenvoud gesien het dat die broederlike liefde in die kerk moet wees, dat hierdie gasvryheid, alles wat uit die liefde uitvloei, hierdie omgee in die kerk moet wees. Vader, vra ek dat U tans deur die Gees elke een se hart sal aanraak en aanspreek en suiwer en uitwys as waar onegtheid daarin is. Want Vader, ek glo dit is 'n waarheid dat daar in elke een is. Nie een van ons is perfek nie. En Vader, so in 'n vra, mag U ons lei en dit by goeie omsit. Mag ons besef dat die kant van die verlede gebeur het.
En Vader, mag ons in die lig van die waarheid dat Christus vir ons gesterf het, 2000 jaar terug alreeds vir ons sondes gesterf het en die sondes wat ons nog gaan doen, dat ons al besef dat ons nie meer volgens die vlees hoef te wandel nie, maar dat ons nou 'n nuwe natuur verkry het, en ons kan veg teen die vleeslike begeertes. En dit is die vleeslike waarhede wat ons doen. Vader, help ons om te groei van kindskap na volwassenskap in die geloof. Dat ons nie langer aan die melk sal drink nie, maar sal oorgaan na die vaste tot na die vleis. Want Vader, as ons kyk in die gemeenskap of ons vriend en dag van, Vader, as ons net hier uitstap, die gebrokenheid wat daar raak gesien word, die dwelmmisbruik, die prostitusie, die donkerheid wat daar buite is, die okulte wat bestaan. Vader, die geheime organisasies wat mense deel raak van, en dan wat hulle voel, hulle vind waarde in, maar hulle besef nie, dat daai holte net gevul kan word deur die waarde van Jesus Christus, die liefde wat hy aan ons toon, en ook wat ons ervaar op die dag van die lewe. Vader, help ons om nie geluk in hierdie wêreld te soek nie, want dit is nie te vind daarin nie, maar dat ons geluk juist in U sal vind, dat U die bron is van alle vreugde, hoop, liefde. Maar Vader, tans wandel ons nie volgens hierdie pligte waardig aan die titel van kindskap. Help ons om te verander. En Vader, mag jy hierdie kraal wat hier is plaaslik, wat U geplant het in 'n hart van die lewe. Vader, mag jy hierdie elemente en hierdie aspekte gevinde word daarbinne. Sodat die wat van buite af instap, hulle sal ervaar hierdie liefde, vertroue, gasvryheid, vriendelikheid, omgee, hierdie opofferende liefde die Here. En Vader, mag dit ook uitvloei na ons huis. Vader, as ek net dink aan die statistiek van hoeveel mense tot redding kom vandag in 'n kerk, is dit skokkend en minder. En Vader, ons het ons here so hoog gebou en gesê die wêreld moet buite die kerk bly en net weergebore gelowiges mag hier inkom, want juist is die kerk hier, sodat die wêreld onder die woord kan kom. Vader, help ons om mense te nooi. En Vader, so doen ek vra ons ook, mag U ons gee dat ons die uitbeweeg. Mag ons in hierdie week voorbeeld, hierdie liefde aan die gebroke wêreld. Vra al hierdie dinge, U Heilige Naam. Amen. Ons staan en ons sing ons net. Thank you.